Goeiedag geliefdes, ons sluit hierdie week af op hierdie Vrydag met iets wat rondom Jesus gebeur het. Iets wat hy gesê het, iets wat hy gedoen het. Dis Lukas 17 hier van vers 11 tot 19. Dit is waar 10 melaatse manne genees is. Kom ons lees dit eers en ons kyk wat sê die woord. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy by 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God te eer, behalwe hierdie een man wat nie 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Dis 'n oorbekende verhaaltjie hierdie. Van 10 wat gesond gemaak is en net een wat teruggekom het. Net een wat teruggekom het om voor sy voete neer te val, God te prys en Jesus te dank. En wat ek vandag oor wil praat is dat dank het 'n adres en het 'n inhoud. Ek praat sommer van die siklus van dank. Jy sien, want as ons hier lees, dan sien ons hier was mense met 'n behoefte, met 'n dringende behoefte. Hulle was melaats, hulle was onrein, hulle was nêrens in die samelewing meer welkom nie. Hulle sou buite die stad doodgegaan het van ellende. En dan kom vra hulle, Here help, en dan gee die Here die uitkoms. Hy word die behoefte vervuller, en dan, om hierdie sirkel te voltooi, moet daar teruggekom word na die een wat die behoefte vervul het. Want dit het dan begin by 'n nood, by 'n behoefte, en dit eindig op iets wonderlik. Gaan die mense dan nou net daar laat? Nee. Een het verstaan, dat daar 'n siklus is wat hy moet voltooi, hy moet terugkom na die een toe na wie hy gegaan het, en hy het hom geprys en hom gedank. Dis die siklus van dank. So baie keer spreek ons behoeftes uit. Want ons erken het, dan vra ons daarvoor. En dan kry ons uitkoms. Maar gaan ons ooit terug na die behoeftevervuller? Om hom soos hierdie man te dank? En hom te prys? Dit is baie insiggewend as ons sien wat Jesus sê in die laaste vers 19, staan op vers 18 wat daar staan, is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man nie. Dit is wat dank op die uiteinde is, om God die eer te gee. Eer is 'n baie interessante woord. In die oorspronklike Hebreëus beteken eer om swaar te maak, om gewig te verleen aan iets. En dis wat hier gebeur het, en dit was hierdie man se dank. Hierdie man se dank was om terug te kom na die een wat die behoefte vervul het. En om gewigtig te maak. Om hom swaar te maak. En toe is die sirkel van dank voltooi. Hoe lyk dit met jou en met my? Ons is so bewus van die behoeftes wat ons het. Ons is so bewus daarvoor dat ons vra. Sien ons nog altyd die uitkoms? En omdat ons die uitkoms sien, gaan ons terug na die een wat die behoefte vervul het. Om hom gewigtig te maak. Die hoogste dank wat jy kan doen is juist dit. Om terug te gaan na die bron van alle heil. Die bron van jou hoop, die bron van jou geluk, die bron van jou vergifnis, die bron van jou ewige lewe. En hom belangriker as enigiets anders te maak. Kom ons buig voor hom. Kom ons prys God. Kom ons voltooi die sirkel van dank. Shalom.